dan sê die boer vir my, moenie daai pivot gaan survey, hy's klaar level. Dan ek sê vir hom, nee, ek gaan daai gaan survey. Dit klink soos, weet met hierdie tipe tegnologie, moet jy elke liewe druppel reën, elke kilogram kunsmis, elke kilogram saad, elke ding moet nou baie meer effektief toegepas word. Wat baie van die ouens nie verstaan nie, is jou alwrim of nematodes, 70% is eintlik beneficials. What's the case with Massey Ferg? Power, passion, feel the surge. Plowing fields and baling hay. Red machines lead the way. Wat gaan hier aan? Hallo Nardo. So ja, dit wil lyk asof ek hierdie enetjie op my eie gaan doen. So welkom by nog 'n episode van What's the Case with Massey Ferguson. Ja, Nardo, dis eintlik woes daar buite, dit gaan rof, dis nou basies in ons lente swimmerstyd waar die planters en die ploë hardloop en ja, Nardo is ongelukkig besig om boere eerste te sit, with farmer first met Echo, so hy het vir ons klein boodskappe hierso gebring. Kom ons kyk gou wat het Nardo om te sê. Ryan, ek is jammer, ek is regtig verskriklik jammer, ek het vergeet, vandag wil julle nog 'n episode van What is the Case with Massey Ferguson skiet. Ek het letterlik net te besig geraak, dit is in seisoen, die boere wil werk, die planters begin loop, is lekker, alles word groen, die lewe is 'n lied op hierdie oomblik en is lekker om in die landboubedryf te wees. Ja, daar's altyd maar iets, maar dis lekker. Ja, maar ek is regtig jammer, ek gaan dit nie maak nie. Ek is soos 'n Massey Ferguson ou beaam, ek is tussen die boere in die lande. Ek wil weet wat hier aangaan, ek wil sien hoe gaan dit aan en ek wil die boere bystaan. So ja, jammer, ek gaan dit ongelukkig nie maak nie. Ek is regtig verskriklik jammer aan al 8 ons kykers. Ek weet daar's een kyker wat ons definitief gaan verloor. Ek gaan nie te veel daaroor uitbrei nie, maar ek sal volgende keer as ek terug Stories. Ek praat baie lank. Hoe lank is hierdie video? Plaasvervanger. Ek het iemand om jou by te staan. Ek sal jou nie alleen los nie, Ryan. Dis nie die regte ding om te doen nie. Ek sal jou altyd help. Hy behoort binnekort daar te wees, sterktes, maar 'n skaam ouetjie, min woorde. Ja, maak maar die beste daarvan, moet dit nou nie te moeilik op hom wees nie, maar ja, dis al wat ek nou kan doen. Ek is jammer, sterkte Ryan, geniet die episode. Ek is jammer ek is nie daar nie, maar die volgende een is ek weer terug. So daar is dit van Nardo, hy kon dit ongelukkig nie maak nie. So ja, vir hierdie episode gaan ons met sy karton, dis 'n baie akkurate prentjie van Nardo. Nardo, as jy besig is om te kyk, los vir ons 'n comment. Ek hoop jy like en subscribe. En ja, as jy dalk een van die boere is wat Nardo besoek het onlangs, gee vir ons ook 'n comment en sê vir ons of jy ook die show gekyk het. So ja, vandag se episode is nogal 'n opwindende ene. Ons dan nie net ek wat alleen die hele episode hoef te praat nie. Ons gaan vandag vir Bjorn Bischoff van JSF Farming uitnooi vandag. So kom ons kry vir Bjorn uit op die ateljee. So ons het vir Bjorn Bischoff in die ateljee vandag. Welkom Bjorn. Wat sê jy meneer? Welkom. So JSF staan vir Joint Specialized Farming. Maar ek sien iets is fout. Voordat ons nou amptelik begin, ek sien jy het nie 'n koppie koffie nie. Ja, ek verwag nog een. So okay, hierdie show, ek weet nie of jy al voorheen aan ons vorige episodes gekyk het nie, maar die show kan 'n bietjie TV magic doen. So as jy reg is, as jy bereid is, kan ons dalk 'n bietjie TV magic. So doen my net 'n guns, hou jou hand uit net so vir my. As jy reg, staan net so stil. 1, 2, 3. Cool, daar het jy jou koffie. Nice. Mooi man. Awesome. Cheers. So cheesy. Mooi man. Hoë produksie waarde episode vandag vir ons kykers vandag. Lekker man. So ja, Bjorn, ons is hier vandag om 'n bietjie te gesels oor jou besigheid. Yes. En ja, dit is presies waaroor What's the Case van Massey oor gaan. Ons kyk na verskillende case studies en situasies oor landbou en waar Massey Ferguson
heelwat betrokke is, veral in die Afrika kontinent. So ja, as julle van hierdie episode hou of julle wil dalk meer van hierdie episode sien, like, comment, subscribe, al die inligting is hieronder in hierdie links hieronder. So doen dit gerus. So Bjorn, ons het jou vandag hier, want as ek jou moes voorstel aan die ateljee vandag, sou ek sê jy's nogal into die weird goeters, soos die presisie, die snaakse boerdery konsepte en dan saam met dit al die weird implemente wat dan nou saam met dit gaan. So hoe sou jy jouself dan nou voorstel? As ek het nou in my woorde sou sit, hoe sou jy dit in jou woorde stel? Ja, so ons het die naam Join Specialized Farming laat ons saam met die boere die pad stap, veral in die presisie se kant. Ons motto is alles begin met jou grond. Invest in jou grond. Jou grond is jou bank en as jy hom goed oppas, gaan hy jou ook goed oppas. So en kry jou grond in die optimale kondisie om jou optimale yield potential ook te kan kry. Ja, met dit gesê, ek is eintlik Engels, so as my Afrikaans 'n bietjie opraak, sal ek 'n bietjie oorswaai, maar ek sal my beste probeer. Ja, ek weet. Definitief. Engels, Afrikaans, ons is 'n redelike gemaklike show. Ek veral, ek is ook eintlik Engels, so ek spring ook nou en dan oor as ek redelik opgewonde raak. Mooi. Lekker. So hier's 'n paar klips, hier's 'n paar video's, hier's 'n paar dinge wat ons vandag gaan deel en ek sien op die tafel het ons 'n klou vir waaroor ons vandag gepraat. Dis 'n Massey Ferguson 8S 265 trekker en ja, daar's 'n paar klips op die skerm wat ons gou kan deurdraf. So dit is jou Massey Ferguson 8S wat ons nou hier kyk en die implement daar agter is ook een van joune. Dis reg. So ja, voor is dit 'n Massey Ferguson 8S, dis die 265 model. Korrek. Dit lyk vir my asof hy 'n voorimplement of 'n voorlift het met 'n voorgewig, asook van hier af lyk amper soos 'n voor PTO en dan agter is daar dit wil amper vir my lyk soos 'n padskraper met 'n GPS receiver wat agterop is. So wat sou jy sê is doen jy padskraapwerk met jou 8S of wat gaan hier aan? Ja, so hierdie spesifieke werk wat ons hier doen, ons is eintlik besig om damme skoon te maak, encatchment dams, van al die grond wat daar ingeloop het met al die reën wat ons hier paar vorige jare nou gehad het. Maar eintlik ons hoofdoel, dit is 'n tipe landskaaf, maar met hoe hy gebou is met die groot kante, kan ons heelwat cubes skuif op 'n slag ook. So dit is meer vir die field forming, vir land leveling. Daar is 'n heelwat verskil, maar weer eens om die boere se lande op hulle optimale yield potential te kan kry. En dit is waarmee ons op fokus. Wat ons sal doen, ons sal met 'n quad bike kom, dan survey ons die lande eerste. Ons trek die boundary en dan doen ons die interior points. Dan kry ons die grond se natural topography of huidige topography. Dan dit is nou op field forming. Dan vat ons daai data, ons plug dit in die stelsel in. Dan kan die stelsel monitor met wat ook al so gewas, al is dit aardappels of mielies, wortels, wat ook al. Ons sit jou insetkostes en jou turnover min of meer per hektaar en dan kan die stelsel vir jou sê wat is jou huidige verlies per seisoen op die huidige topography. Dan design ons die lande hoe in die rigting waarmee jy plant, ons design hom en dan imitate ons 'n downfall met reën van jy kan hom maar stel wat ons gewoonlik vra vir die boere is wat is die ergste reënval wat jy oor die laaste 10 jaar binne 1 uur gehad het, al is dit 70 mil of 100 mil wat ook al dit is, dan imitate ons so downpour oor die vloei, laat jou land reg dreneer en dan ook met jou huidige besproeiing, al is dit droë lande ook, die droë land manne doen dit ook, so dan kry ons jou grond in optimale kondisie, want al die koppies en dippies wat jy in jou grond het,
daar kry jy nooit 'n oes nie. Maar jy spuit nog steeds, jy kunsmis nog steeds, jy doen alles nog steeds daar om nog steeds 80 ton aardappels byvoorbeeld daar uit te kry, maar jy kry dit nooit, so jy gooi eintlik geld in die lug in. So ons maak seker dat jou hele 10 hektaar of 100 hektaar wat ook al dit is op optimale kondisie vir jou optimal yield potential. Ja, so dis interessant wat jy nou Yes. wat jy nou praat van die grond en wat ons nou basies hier het op die skerm is effektief 'n damskrop. Correct. En damskroppe is regtig belangrik want soos jy nou genoem het is as jy nou jou dam moet los jaar na jaar, dan sal hy later die bodem begin opvul met sand en allerlei ander materiale wat dan nou ultimately beteken is jy kry minder waterkapasiteit. Jou dam raak Correct. elke jaar 'n Correct. bietjie kleiner. So die konsep dan nou hier is hy skraap dan nou daai bodem uit Ja. en so as jy begin het met 'n 20,000 of 'n 100,000 liter storie, dan bly dit darm naby aan 'n 100,000 liter water sodat ou dan jou seisoen dan nou verder mooi kan beplan. Ja. Maar nou het jy het nou 'n stapie verder gevat. Jy het nou hierdie stelsel gaan laat outomaties die topografie van die grond vat en jy gaan level dit dan nou uit soos volgens dreinering. Correct. So in ander woorde as die grond baie ongelyk is, dan gaan lê daar plassies water, jy kry ongelykheid, jy kry basies 'n ongelyke resultaat in die land. En as jy dan nou jou fondasie soos jou grond basies gelyk maak volgens die topografie, in ander woorde nie net dreinering nie, maar soos jy gesê het, soos die son, hoe die son basies hardloop, hoe die implemente basies toepas. Daar's 'n groot voordeel daarin om jou grond presies level basis te maak, soos jy sê. Ja, dit is eintlik as nie die grootste ROI, return on investment, wat 'n boer kan doen op sy plaas. Baie van die boere, hulle wil nog grond koop, hulle wil groter, maar hulle huidige grond is nie op optimale kondisie. So net om terug te kom oor die verskil tussen land leveling en field forming. Land leveling, jy maak hom so plat soos hierdie tafel. Ja, En die stelsel op die trekker na jy gesurvey, want jy kan dit met 'n quad bike of ook met jou trekker se kit gaan survey. Die stelsel na jy jou interior points getrek het, jy kan hom wel design op 'n one-way surface of 'n two-way surface. Dit kan die stelsel in die land dadelik doen. Dit vat so 3 na 5 minute. so dis so maklik soos om 'n boundary te maak. 'n boundary en dan So jy jou trek interior 'n- points, yes. Jy het gesê 'n boundary en watter points? Interior points. So jy gaan op waar punte toe in die binnekant van jou, miskien die hoogste punt, die laagste punt of wat se interior points sou jy? Nee, so basies na jy jou boundary het, dan moet jy ons werk kyk dit hang af oor hoe rof die grond is, maar die huidige topografie moet gecaptured word. So dan ons werk op 30 meter spasiering, dan Okay. ry ons fisies die land. Ideaal wil jy dit ook in 'n ander rigting ook kry, want dan die meer wat jy op en af ry, die meer data gaan jy kry. Okay, so jy het basies die boundary en dan jy nou 'n paar punte Yes. in die middel en hy trek dan nou effektief amper soos 'n altitude kaartjie. Correct. Die hoogtepuntjies, die laagtepuntjies Yes. en dan die angles, dan Yes. dan korreleer hy daai angles dan nou met noord en wes en suid en oos en hy Correct. bepaal dan nou jou beste angles, sal ek maar sê, Ja. volgens die reënval wat jy kry. En jy het gesê dit gaan nie net oor plat maak nie. Dis nie net leveling nie. Ja. Jy het amper soos 2 of 3 verskillende Ja. amper ja. hoe sê mense in So- Engels kinks in die lande waar jy Yes. okay, Koppies en dippietjies. koppies en dippietjies Ja. ja. So ja, vir die field leveling, jy weer eens, jy maak hom so plat soos die tafel, die ouens wat vloedbesproeiing doen, hulle soek hom plat met 'n 0.05 grade slope, maar die field forming, dan jy skuif baie minder cubes en dit is baie meer koste-effektief, veral vir die groter lande. Dan werk ons met jou natural topography van jou grond, want om 'n berg plat te gaan maak is ja, nee, dis doable, maar jy gaan nogals diesel brand. So in plaas van field leveling, om jou 'n idee te gee, as ons 20,000 cubes gaan skuif vir field leveling, gaan ons dit afbring na gemiddeld 5,000 cubes op field forming. So dan klop die nommers wel beter. En met die simulation wat ons doen,
het ons ook die data om dit te back, dat dit wel gaan nog steeds goed reneer. En jy wil ook nie te veel van jou topleiers, jou gesonde grond wegvat. So jy wil dit so min as moontlik grond skuif, maar vir die beste effek moontlik. Ja, so is amper asof jy kam jou lande. Jy kam hom beter, laat jou topsoils meer gelyk is, laat jou dreinering mooi hardloop, en op die einde van die dag jou implemente net beter uitvoer, of beter uitgevoer kan word op die plaas. En dan daai effek is dan die verskil tussen wat ons nou noem die verlieste teenoor die return on investment om hierdie tipe tegnologie. Het ons 'n paar video's, kan ons sien hoe hardloop hierdie storie. Kom ons kyk gou. Vertel ons 'n bietjie wat hier aangaan op die skerm. So dit was eintlik 'n boer se lande wat water 'n moerse sloot deur sy lande gemaak het. So ons het eers die sloot mooi toegemaak, net manually. Daar kan jy sien dis nogals rowwe terrein waarmee hy daar werk. En na hy toegegooi was, dan kan ons die data begin collect, die surveying doen en seker maak dat die drainage van jou water is nog steeds op optimale kondisie. Maar ja, dit was die ITS 265. Kyk nou net. Was nogals 'n tough exercise vir hom gewees. Rooi en mooi, maar dit lyk rof al buite. Hy was nou in 'n bietjie van 'n sloot gewees daar. Yes. Kyk nou. So ja, dis 'n cool konsep, want jy hoef nou nie berge se sand in te ry en jy weet daai koste spaar jy, want jy gebruik amper alles wat klaar daar is met hierdie tipe implement. Ja. So op die field forming, op die field leveling, die stelsel, behalwe as jy vir hom sê jy gaan 'n paar duisend cubes inry, hy gebruik die grond wat daar is en dan vorm hy. Dan level hy. Dan op die field forming, jy kan ook sê, luister, ek gaan 5000 cubes inry, die res moet ons kry van die res van die land, of ons moet net alles wat op die huidige land is. So daar's baie verskillende opsies wat ons wel het, maar nog steeds, dit is die grootste ROI wat 'n boer op sy lande kan wel doen. En weer eens, dit begin met jou grond, invest in jou grond, en om 'n ekstra 10-20% yield te kry, dit maak nie saak van wat, dan regverdig daai nommers. Ja, nou as ek so na die video's kyk, jy's redelik besig hierso in, Yes. met allerlei lande. Wat se tipe boer of wat se tipe plaas sou jy meeste van die tyd hierdie konsep sien hardloop? Wat sal ek sê, is daar 'n tipe gewas of 'n tipe plaas waar hierdie tipe field forming krities belangrik is? Wel, jou boere wat nou high value cash crops, jou aardbei en jou groentemanne, hulle se insetkoste is heelwat meer, hulle turnover is ook heelwat meer, dis besproeiing manne, maar met dit gesê, ek luister ook baie podcasts van die States en Australië ook, en field forming, field leveling en field tiling, jou drainage, tot die droëlandboere daar, hulle sê, ons kan nie bekostig om dit nie te doen nie, en dit is nogals baie interessant vir my. Dit is heel bo op baie boere se lys. Droëland ouens van duisende hektaar in Australië ook. Dan natuurlik sny ons baie minder as wat ons doen op 'n spulpunt byvoorbeeld. Maar om seker te maak dat jou lande wel goed dreneer, dis essential. Ja, ek dink net, wat se tipe belegging doen jy per hektaar? Jy weet, in terme, jy doen altyd hierdie blanket applications, maar jou grond daar buite is nie altyd so gelyk, jy weet, en hoeveel bespaar 'n ou nou eintlik, as 'n ou nou sou sê, as jy in hierdie tipe hoë waarde gewasse werk, jy's in 'n cash crop element, en as jy sou sê, wat se tipe vergelyking of verskil sal 'n ou sien van 'n land wat nie gevorm is teenoor hierdie, waar sal ons die verskille kan meet? Is daar 'n tipe standaard wat 'n ou kan verwag, of 'n verbetering wat 'n ou sal sien? Of hang dit nou maar af van land tot land of plaas tot plaas? Ja, dit is weer eens hoe lank is 'n stukkie tou. Ja. So elke land gaan heeltemal anders wees. Dis ek het nou op 'n paar pivots gedoen. Dan sê die boer vir my, moenie daai pivot gaan survey, hy's klaar level. Dan ek sê vir hom, nee, ek gaan daai gaan survey en ek gaan hom net 'n proef gaan doen, net om jou te wys. Jy dink hy's level,
Maar dan trek ons al die data, dan gaan doen ons gou die, dit was 'n 3 of 4 hektaar stuk. Dan kom hy terug en een boer wat baie groente doen, het terug na my toe gekom en gesê, luister, jy was 100% reg. Ek het gedink daai land was level. Dit was my levelste land wat ek op die plaas gehad het. En hoe daai land gedreneer het oor die laaste paar jare, daai land was seker 3 jaar terug gedoen. En hy het my seker so 6 maande terug gesê. Dis ongelooflik, dis dag en nag verskil. Ja, En, dis ja. dit So, moet wees, want elke land is wel anders, elke plaas, elke grond, elke situasie is anders, maar dit is definitief iets wat die manne moet inkyk. En ook iets wat baie belangrik vir my is met al die nuwe tegnologie wat uit Europa en Amerika kom, veral met die chemicals wat minder en minder word en meer geban word, moet 'n mens begin kyk veral op aardappels en groente vir hierdie implemente wat jou robotics of shocking masjiene wat nou jou onkruid doodmaak of op jou saad aardappels die blare doodshok. En as jou lande nie in goeie toestand is, jy kan nie daai implemente gebruik nie. Want jou trekker loop te veel so of hy swaai te veel. So dit is op pad. Ons is dalk net 'n paar jaar agter. So kry jou grond nou al reg. Wanneer daai implemente begin inkom, jy is klaar reg. Jy hoef nie nou wanneer chemicals word geban, dan sit ek het nou 2-3 miljoen belê in 'n masjien, maar nou moet ek eers my grond gaan level. So dit is dit klink soos weet met hierdie tipe tegnologie moet jy elke liewe druppel reën, elke kilogram kunsmis, elke kilogram saad, elke ding moet nou baie meer effektief toegepas word. korrek. En soos jy sê, dit lyk asof die chemika en die makliker produkte daar buite raak nou moeiliker om by te kom en moeiliker om toe te pas. Yes. En so nou moet 'n ou in 'n sin meer mekaniseer. Yes. En ons kan nou 'n bietjie op mechanisering fokus. Jy het nou hierdie 8S basies gaan koop met jou eie geld en net soos enige boerdery daar buite, jou besigheid hang af aan die toerusting wat jy elke dag moet gebruik. Yes. En ja, jy het nou hierdie 8S 265 hierso en dit lyk asof hy redelik effektief hierdie job doen. Hoe is jou ervaring sover met hierdie trekker en jy sê jy het net die een of hoeveel het jy nou al basies bygekoop? Ons het nou 2 van die 8S 265's. My eerlike opinie, dit is sover die beste trekker wat ek al gery het en besit het. My buurman het my eintlik eendag gebel en gesê, luister, hulle is besig om 'n 8S hier by my te demo, kom loer 'n bietjie. Toe kom ek daaraan en die eerste ding wat ek na gekyk het was sy gewig. En sy gewig sonder enige wheel weights of nose weights was 13.050 kg. Nou dit val presies in die blank area van die trekkers in Suid-Afrika. Jou 7 reeks van Massey kom hier by 8 ton in, as ek reg is, en dan as jy spring na die 7 en dan as jy spring na die 8 toe, dan klim ons na 18 ton as ek korrek is. Jy sal beter van dit weet. En hierdie een val nou presies op 13 ton met al my ekstra gewigte, sit ek al op 16 ton. En dit is die groot ding want soos op die video's wat jy kan sien, daar is nie te veel gewig wat op die trekker se as kom. So hy het sy eie gewig nodig om daai krag op die grond te kry en dit is presies wat hierdie trekker doen. En al die tegnologie, sy kajuit is ongelooflik mooi. Dit is die beste kajuit op die mark vir my. Hy's gemaklik, hy's stil, die tegnologie wat in hom is, iets so simpel met jou difflock. Jy kan hom permanent aanlos, maar dan as hy verby 5 grade draai, dan sit hy self af. Dit is fenomenaal en die data wat ons kan ook collect met hom, hoeveel gebruik ons, wat was die cubes vir die dag en alles vandag gaan oor data. En ja, ons is baie tevrede met die trekker. Ja, ek moet sê, ons het presies dit gehoor van baie van ons boere daar buite. Ja. Obviously die 87 is 'n topverkoper. Die 77s, die 76s was ook amper 'n nis trekker, soos jy gesê het.
daar's 'n gap in die mark en Massey is besig om daai gaping baie mooi toe te maak. Correct. Maar in party applikasies het vir party boere van ons gesê die 77 is 'n bietjie lig. En hulle word dan amper geforseer oor na 87 toe en so Presies. deel van die opgradering van die sal ek sê die groter 77s, jy het 'n 7724 gehad. Yes, correct. Daar's twee wielbases in die ou 77s gewees, 'n kleiner lyfie en 'n groter lyfie. Yes. En die 7S vandag is nog die kleiner lyfie van die ou 77s. Yes. En dan die 77 groot lyf het toe nou die 8S'e geword. En ja, soos jy gesê het, daai ekstra 3 ton, 4 ton maak een helse groot verskil. Dit is En dag en nag verskil. En daai wielbasis, kyk hoe lekker lank, hoeveel spasie is daar tussen daai wiele. Correct. En kyk, dit lyk soos 'n klein implement. Hoe breed is daai werkswyte? Seker 4.5 meter, hoe skat ons hom? Sy werkswyte is eintlik maar net 2.4 meter Daai- wyd. 2.4 meters. Maar Dis- die cubes wat hierdie is die klein skraper wat julle hier nou sien, maar Ja. dan skuif ons tussen 4 en 5 cubes dit hang af voor die tipe grond. So dis 'n paar ton, hè? Ja, En dit jy word kan werk langs die op- grond. Ja, jy kan werk op 1.3 ton per cube. So ons is besig om baie cubes rond te sleep. Die ander een is so ook 2.4 wyd, maar hy's hoër en sy kante is 'n bietjie langer. Dan skuif ons tussen 5 en 6 cubes. So dis nogal 'n gewiggie wat hy ronddra. Dit lyk lig mense, maar dis eintlik 'n Ja. paar tonne wat daar Correct. agter gesleep word en die Ja. wielglip lyk baie steady. Dit lyk asof die trekker eintlik nie te hard hoef te werk nie. Hoe is die brandstofbesparing en daai klas van dinge met so 'n kombinasie? Wel op gemiddeld ek hou nie van as die trekkers hier by 100% van die kapasiteit werk. Ons het daai skrapers soos wat julle daar op daai ander video kon sien. As hy heeltemal vol is, dan loop hy hier op 75% en vir my dis hy happy zone daai. So ja, nee, ons is baie happy met die trekker. Eintlik ons het 'n klein issue met die 1.8S gehad. Toe het hulle vir ons 'n leentrekker, 'n 7726 gegee. Okay. En toe ek in hom geklim het en daai skrapers weer probeer sleep het. Nee, dan waardeer jy die tegnologie wat in daai 8S gaan. Ek sê niks sleg van die 77 reeks, maar dit is in 'n ander klas. En sy kajuit groot is. Jy kry nie claustrophobic op die 77, maar daai kajuit is op 'n ander level. Ek is obviously baie lief vir die ou kajuit, die ou 77s, die hele ou reeks. Dit is Yes. vir my Ja. top notch. Hierdie nuwe cabs wat die groot perdekrag Massey Fergusons nou uitbring. Ek meen dis soos luxe kar. Nee, Daai joystick, die steering wheel met die chrome in die steering wheel. Dis Ongelooflik. top notch. So ja, ek vang myself ook uit nou en dan as ek in 'n 77 klim aan. Trek ek my neus so 'n bietjie op maar nog steeds. So ek sien ook wat ek baie van hou in hierdie video's wat speel is daar's nie baie skerms hier. Daar's die cab skerm of die trekker skerm liewer, dan het ons daar 'n Tronic 5. En dan het jy so 'n addisionele skerm wat dit wil lyk asof hy dan die topography dan nou bestuur. Ekskuus man. Vertel ons 'n bietjie wat die in die cab aangaan. Ja, so na ons die lande gesurvey het, dan design ons die land presies hoe die boer hom soek. Dan daai data laai ons op die trekker se skerm op 'n AGS file en dan basies die drywer moet net op en af ry. Die skraper beheer homself. Hy sny waar hy moet en hy dump waar hy moet. So dis basically op die skerm self soos daar jou blou kol daar, jy kan dit dan nie Ja, hier so. Maar dit is waar op die map, ja. waar jy gaan dump en so die operator moet net sny van die rooi en trek na die blou toe. En dan wanneer jy meestal van jou koppies en jou tippietjies getap en gesny het, dan basies condition jy die land en dan is jou land ready to rock and roll vir die volgende seisoen. So ja, die screen beheer homself. Ja, die rekenaar vertel jou ook op watter lyn te begin mee. So jy begin seker van 'n hoogpunt na 'n laagpunt toe. Correct. Jy sal nie sommer diagonally hardloop met so 'n tipe tegnologie nie. Ja, Of so vang hom maar nou en dan so dwars of Ja. So jy vang hom so 'n paar angles So dis meer wanneer jy condition, dan klim jy op 'n A, B lyn of 'n A+ heading in die rigting waarmee die boer wil plant, want dit is jou laaste conditioning, maar om te begin, dis letterlik van waar jou donkerrooi kolle is na jou donkerblou kolle of is eintlik perskolle. Jy skuif maar jou
cubes en alles, maar wanneer ouens hulle eie stelsel wil koop, ons gee hulle ook goeie training om hoe die stelsel te hardloop. Op die skraper daar self kan jy sien daar is 'n GNS antenne. Hy het al die hoogte presies bo waar die lem is en hy tel op en drop waar hy moet. Kyk nou op die video hoe hierdie skrop basies sak 'n bietjie, tel 'n bietjie op, sak 'n bietjie. ja. So hy sny so 'n klein bietjie op die hoogtedele, tel hy van daai grond op en as hy nou weer by 'n dip kom, sal ek maar sê dan tap los hy 'n bietjie grond ook. En dit lyk amper asof hy daai grond so 'n bietjie gradeer ook. Dit lyk of hy hom so 'n bietjie pres. Ja, dis ook belangrik wanneer jy is besig om so daar waar jy gesny het, natuurlik gaan jou grond al het jy 30 cm daar gesny het, daai grond is redelik hard. So daar gaan jou grond nie settle nie, maar daar waar jy nou 30 cm vol gemaak het, daai grond gaan stadig drop met jou irrigation en jou reën en alles. So dan werk ons op 'n 1-to-2 ratio, dan vul ons 'n bietjie meer op as waar ons gesny het. Maar dit hang af ook oor wat 'n tipe grond dit is. Hy is. settle mos na 'n tyd. Korrek. Okay. So ja, elke grond is anders. Ons moet ook analyse wat 'n tipe grond dit is ook. So dis ook So 'n klein bietjie wiskunde betrokke in maar die som. jou major earthworks gaan jy doen op jou eerste jaar natuurlik, dan na jaar 4, 5, 6, dan moet jy net weer kom en conditioning doen. So as jy 10,000 cubes die jaar geskuif het oor 4, 5 jaar se tyd, gaan jy dalk 1000 cubes skuif. Okay, so jy moet so 'n bietjie Want die grond settle nog steeds. Dan moet Yes, ouma yes. elke 5 jaar terug gaan en dit weer 'n bietjie check. Dit gaan dan nie so duur wees soos die eerste rond in die see. Nee. En jy charge per hektaar, hoe werk hierdie storie? Ons charge op 'n hourly rate of 'n cube rate. Ja. Alright. En die nice ding is ons het, ek dink is op die volgende video, maar ons het ons eie toetsgronde ook. Okay. So ja, ons toets 'n masjien en 'n stelsel deur en deur voor ons dit vir die boere verkoop. Wel, dis super awesome en super interessant. So ja, dis 'n helse kombinasie daai. Yes. En ja, vir die kykers wat sal ek sê se monde kwyl vir hulle eie Massey Ferguson 8S of hoëpare perdekrag trekker. Massey Ferguson is besig met 'n groot aanbieding vanaf Oktober tot en met die einde November. Ons noem dit ons 'n rooi Oktober aanbieding. So daar's allerlei produkte op hierdie ding. Daar's stroopers, daar's trekkers, groot perdekrag trekkers, daar's planters, daar's spuite, daar's allerlei produkte van Massey Ferguson afgeldig tot die einde November. So vir julle wat baie belangstel, julle kan die QR-kode op die skerm scan of selfs as julle miskien die ding op julle foon kyk of iets soos dat die link is in die deskripsie hieronder. So ja, baie dankie vir daai 8S introduction. So dit was awesome. Thanks. Mooi man. So dit was nou alles rondom die grond. Soos jy gesê het in die begin, dit begin met jou grond. As jou grond ongelyk is, as jou grond nie genoeg son vang nie, as jou dreinering nie reg is nie, dan help dit nie jy gaan koop die fancyste implemente wat Europa en Amerika nou tans toepas nie. Om elke kilogram saad, elke kilogram kunsmis toe te pas, moet jy daai lekker platform hê wat 'n ou op hardloop en dis hoe ek vir Bjorn leer ken. Dit was met sy weird cover crops en sy weird implemente en dis allerlei interessante goeders. So kom ons kyk hierdie weird video wat ons hierdie arme 8S deursit. So daar's een of ander routewiter of slasher of mulcher voorop, yes. Mulcher voorop aan hierdie 8S. Daar kan jy sien hy's besig om gedryf te word deur die PTO en dan agter is ons wat ons nou net gesny het, is ons besig om weer in die grond in te werk. Maar dit lyk ongelooflik. Kyk hoe gesond lyk hy grond. So vertel ons eers 'n bietjie wat se plant is ons hier besig om te groei? Dit is 'n cover crop as ek dit reg verstaan. Dit is 'n cover crop, korrek. Ons noem hom Platyraminas. Dis eintlik jou Rolls-Royce van cover crops. Okay, so dis die prima, the good stuff, sal ek maar sê. It's a cream of the crop, Okay. as I say. So mees advanced cover crop. Die science wat agter hom is nogals ongelooflik. Ons het nou ons grond in optimale kondisie gekry, fisies, maar nou wat gaan aan in jou grond? Jou nutrient
deficiencies, jou die microelements en veral jou alwurmbeheer. Wat baie van die ouens nie verstaan nie, is jou alwurm of nematodes, 70% is eintlik beneficials. Maar almal hoor alwurm of eelworm nematodes en skrik hulle dadelik. Maar dit is wel die 30% van die alwurm wat jou kan bakkel. En dit is waar hierdie cover crops wel inkom. Hulle bring jou parasitic nematodes of alwurm af na manageable levels toe. Jy sal dit nooit uithaal nie, maar jy kan dit wel afbring na manageable vlakte toe. Daar is wel chemicals wat 'n mens kan gebruik, mees van die ouens doen dit. Dit is 'n quick fix, maar nie 'n sustainable fix nie. Ja, ek dink ook altyd partykeer jy wil jou grond steriliseer in 'n sekere opsig. Correct. En jy sê dis nie altyd die beste oplossing nie. Wel, die ding is jou chemicals maak jou parasitics en beneficials dood. En jou parasitics vermeer baie vinniger as wat jou beneficials doen. So dis basically jou defense force. So jou enemy multiply baie vinniger as wat jou defense force doen. So dit is waarmee die bladramina inkom. Die slegtes verminder hy, maar die goeies vermeer hy, helps baie. Jou free living of jou beneficials. So ja, dit is waar, en dan wat jy op die video kan sien, is ons het die Rautewyte, of nie Rautewyte, Malser voorop, hy breek die blare so fyn as moontlik, en dit release 'n methimsodium gas, of wat ons noem 'n bioberoking. En die gasaksie wil jy dadelik in die grond inkry. Nou, dit werk op jou siektes, jou Pythium vatofte, Rhizoctonia alternaria, Fusarium, al hierdie skerry siektes wat 'n boer wel kan bakkel. Diersiektes, ja. Yes, jou diersiektes. En dit is wat jy dadelik in jou grond wil inwerk, dan los jy jou grond vir 10 na 14 dae, en dan is jy ready to rock and roll. Iets wat nogals met die trekker op die 7624, wat ons op die cover crops op diesel gebruik, is die 77 of die 7624 het jou diesel usage per hour gegee. Dan het ons hierdie presies selfde rig gehardloop oor gewone haver, blackouts. Nou die Malser voor trek eintlik meestal van die kilowatts daar. Ja, want hy's op die engine self, hy word nie deur die transmissie basies gedryf. En hy's besig om al daai materiaal op te chop. So op gewone swart haver wat baie van die boere plant, het hy tussen 80 en 85 liter per uur gebruik. Ja. Toe het ons oorgeskuif na Japanse haver, wat ons ook invoer, en dit het afgekom na 50 na 55 liter per uur. Jeez. Deur die bladraminas het ons dit afgebring na 20 na 25 liter per uur. Dis maar 'n ligte plant, né? Hy breek baie makliker op, en om daai data vir die boere te gee, ja, jy spaar op saadkostes, en dis eintlik 'n entry level cover crop, 'n haver wat minimaal benefits eintlik gee, waar die bladraminase is heelwat duurder, maar dan jy bring dit af step vir step, eintlik hoe die cover crop van ons jou baie meer gaan benefit op die einde van die dag. Hy het 'n penwortel wat meer as 2 meter diep gaan, en veral op sanderige grond, al jou stikstof wat geleach het tot daai diep vlaktes, collect hy bring weer op, jy werk hom weer terug in die grond in, en nou het jy stikstof of fosfate nog weer beskikbaar vir jou volgende cash crop. Ja, dis een van my gunsteling voordele van 'n cover crop is, obviously hy beskerm jou topsoil. So hy het 'n element laat hy nie jou grond wegwaai op Augustuswinde byvoorbeeld nie. Korrek. Maar boonop dit, elke wortel is 'n klein ploegtandjie. Korrek. En hy breek jou grond op sodat jy spaar nou geld met die sny van hierdie materiaal. Maar as jy nou jou ripper hier indruk, of as jy nou later hierdie grond wil gaan bewerk, dan is dit ook heelwat ligter op jou implement, op jou trekker. Korrek. En jy sê nou 2 meter diep. Daar's nie baie rippers wat so diep kan krap sonder 'n bietjie diesel verbruikie. En ja, jy sê jy spaar nou 'n bietjie geld met jou diesel, en dit maak nou op vir die prys wat 'n ou betaal vir hierdie premium tipe saad Korrek. Wat was sy naam nou weer? Bladraminas. Bladraminas. Yes. Okay. Ja, nee, dis 'n tipe radish. Ja, radijse. Ja. Ja, dit lyk asof
jy plant hom en net soos as hy begin blom, dan dis die tyd om te sny en hom weer in te werk. Ja, jy kan hom wel laat langer groei, maar dit is jy kan hom laat wy ook, maar op 10% blom, dit is sy optimale tyd met die meeste bioberoking gas wat jy gaan kry. Maar ouens los hom in die grond vir up to 'n jaar. Wow. Ja, hulle chop hom net down en dan hy kan 3 na 4 keer weer opskiet en dis net meer groen materiaal wat jy in jou grond gaan werk. Ja, dis nou weer eens iets wat jy as jy nou hoë tipe waarde crops soos cash cropping of sulke gedoen, is hierdie ideale tyd om dalk 'n bietjie wisselbou toe te pas. As jy daai land wil rus, hoekom plant jy nie liewer 'n lekker radys of iets wat jy jy sê jy kan op hom voer ook. Jy kan 'n bees op hom laat loop as jy moet. Correct. Maar dan moet 'n bietjie jy sê roughage ook. So bietjie toast. Droom materiaal, bietjie toast. Ja, correct. Ja, maar so ja, Bjorn, dit was freaking awesome. Jy sê jy's happy met jou 8S. Baie. Waar kan ons meer van jou weet? Hoe kan ons meer inligting van jou kry? Veral daai grondvorming en dan hierdie weird implemente wat jy so hardloop op jou 8S. Waar kan ons meer van jou hoor? Waar kan ons meer leer? Ja, so ons is op al social media platforms. My nommer is ook daar, ons e-mails, ons websites, net soos die gewone maatskappy jou access na ons toe. Alles is daar en volg ons op Facebook, ons het gereeld nuwe video's op en. So ja, ons is betrokke in Suidelike Afrika. Dis awesome. Yes, ja. So ja, kerels, as julle gehou het van wat julle vandag gesien het, as julle van JSF meer wil weet, volg al die links en die inligting op die skerm en dis ook hier onder in die deskripsie. Vir julle wat meer wil weet of meer van hierdie show wil wees of betrokke dalk wil raak, los vir ons 'n comment, klik like en subscribe en ja, ons is op alle media platforms deesdae. Ons is op Facebook, ons is op Instagram, YouTube en onlangs ook Spotify. So Mooi. allerhande platforms waar julle ons kan opvolg. So weer eens baie dankie Bjorn, dit was awesome. Baie dankie vir julle. Great Ja, stuff, dankie ja. vir die invite. Awesome. Tot weer eens, goed gaan kykers. So ja, that was it. First episode. Lekker. First episode. Mooi. From the past to future bright. Ja, dit was check. Massey's leading Huge. day and night. So what's the case now? You definitely won't be able to fit the Springbok rugby team. Man. Ferguson Definitely. Yeah, Backline players. Speak to those. Good, well done. Thanks. Lekker. Yes. Yeah, there's one part that I'm not sure